jy net geleentheid vir almal in te kom. Ek is nog so 'n paar mense. Jy is nog wat paar oorplekke hier voor ook. En dan natuurlik op die galery. Dis daar wat nog plekke. Goeienaand geliefdes in die Here Jesus Christus. Baie welkom vir die geleentheid en ons is baie dankbaar om almal hier by mekaar te sien. Baie welkom ook vir kuiergaste wat vanaand so 'n bietjie saam met ons kom kuier. Ons hoop julle geniet dit ook saam met ons. En besonder vir JF, baie dankie vir julle ook. En dan ook sommer net dankie vir elkeen betrokke met vanaand se aktiwiteite en geleentheid. Nou geliefdes, ek wil vra daar wie sit, kom ons draai na mekaar en kom ons groet mekaar op. In die naam van ons Here, ons Koning Jesus Christus. Baie lekker, ek kry dit deel met mekaar ook. Diegene wat nog buite is welkom om in te kom. Ons gaan so geleentheid ook gee vir die diakens. Dankie, julle kan vir ons die liefdesgawes ook hanteer. En dan gaan ons net so opname doen voor die tyd. So baie dankie vir almal wat daarso. Daar's hy. Geliefdes, ek gaan net so 'n paar afkondigings voor die tyd hanteer. Belangrike enetjie is die sleutels opgetel hier buite. Hy het so 'n pers sleutelhouertjie aan wat sê flat. So as jy jou sleutels verloor het, asseblief kom kry net by my na die tyd, hoor. As jy staan sleutels met 'n remote met 'n pers sleutelhouertjie aan, hoor. So ek gaan hom sommer hier by my hou. Daar's hy. Dan vir die gemeente self wil ons net weer eens herinner, onthou volgende Sondag ook die wegneem koue ete. So asseblief plaas die bestellings vir betyds of eet nog hierdie week om die bestellings ook te plaas. So volgende Sondagoggend is die afval van die wegneem ete ook. So baie dankie vir elkeen se hulp en ondersteuning ook daarso. Daar's hy. Geliefdes, weer eens van ons baie dankie sê vir elkeen se betrokkenheid vir vanaand ook, besonder ook klankrekenaar, lofspan ook, JF soos ons gesê het, almal betrokke en ons hoop regtig geniet vanaand 'n lekker geleentheid so saam ook in die Here. So baie dankie en ek wil sommer vra, kom ons gee vir elkeen wat betrokke is klaar 'n lekker ander klap. Geliefdes, ja, die liedere en alles, instruksies gaan alles op die borde verskyn. So jy kan maar net so die borde dophou. Die skrifgedeeltes verskyn daar, die liedere, die woorde, alles. Instruksies staan, sit, dames, mans, alles verskyn op die bord ook daar so. Jy kan maar net vir ons daar so ook dan dophou. Ons het spesiale instrumente in gebruik vir vanaand. Praat dan weer mooi. Ja, die wind is lekker al buite en ons is dankbaar ook vir die wonderlike reëns. So baie dankie vir elkeen ook daarso. Daar's hy. Baie dankie vir elkeen se geduld. Dit is nou so 6:00, so ons gaan amper begin. Ek gaan vra dat Jim Fouchier so lank vir ons die woord dan so lank vir ons na vore beweeg. Dan gaan ek net so gebed doen vir die fondse en daarna gaan ons dan vir Jim Fouchier geleentheid gee om vir ons te begin.
Geliefdes, voordat ons vir Jim Forshey geleentheid gee, ek gaan ons na die oor. Dit gaan vir ons gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie vir hierdie liefdesgawes, Here. Baie dankie vir elkeen se bydrae. En dankie Here dat ons so ietsie kan teruggee uit dankbaarheid vir alles wat U is en vir alles wat U vir ons doen. Ja Here, ons wil baie bid dat U die fondse ook sal seën en seën elkeen wat daarmee gewerk het met wysheid, met insig en met kennis. Ag Here, dankie vir vanaand vir hierdie geleentheid ook. Seën hierdie geleentheid vir ons Here en dankie dat ons U naam vanaand kan groot maak. Waarlik U lof kan besing. Alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie geliefdes, dankie Jim Forshey.
sê, pragtig julle. Ons gaan later in die program weer dit geleentheid gee vir hulle. Christus en Here Jesus Christus, as foto Jesaja 9 vers 5 en 6. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Ons gee graag dan ook nou 'n seëngroet uit Efesiërs 3 verse 18 tot 19. En dat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Geliefdes, daarmee gaan ons nou oorgaan na lied 358. Ons gaan sing verse 1, 2 en 3, en dan bly ons ook so staande vir Maria se kindjie. So kom ons staan en kom ons sing saam, lied 358, vers 1, 2 en 3, en dan na Maria se kindjie. Yeah.
mooi. Geliefdes, kom ons sluit die oë in gebed. Ons Here, ons Koning Jesus Christus. Ja, Here, alle lof, alle eer, alle aanbidding behoort waarlik aan U. Baie dankie dat ons kan erken en bely dat U is die Seun van God, wat mens geword het. Dankie Here dat U na die aarde toe gekom het, dat U goddelike gelykheid prys gegee het om die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Dankie Here dat U geleef het hier op aarde, dat U gekom het as lig vir die wêreld. Ja Here, baie dankie dat U ook gekom het, gebore is vir ons, dat U die wil van Vader vir ons gebring het, maar op die einde van die dag, dat U ook gesterf het vir ons, Here, aan die kruis. Here, dankie vir die volmaakte offer wat U gebring het vir al ons sondes, vir dit wat is, wat was en gaan wees, dat U eenmaal 'n perfekte, volmaakte offer gebring het vir ewig, dat U, Here, die sonde van die wêreld op U geneem het. Maar Here, dankie dat ons ook weet, dat U het opgestaan uit die dood, U die oorwinning behaal oor die dood, oor sonde, oor alle magte, oor alle kragte, oor alle vervloekinge. U is die oorwinnaar. En dankie Here, dat ons erken en bely dat U het opgevaar na die hemel, U sit aan die regterhand van God die Vader, waar U waarlik verheerlik is as die naam bo alle name, Koning van konings en Heerser van heersers. Here, dat ons kan erken en bely dat die graf is leeg. Ja Here, U leef waarlik. Dankie Here dat U ook ons voorspraak is by die Vader. Dankie Here dat U vir ons is, nie teen ons is nie. U liefde, U genade, wat vir ons baie groot is. Ja Here, seën vanaand vir ons, lei ons so die inwerking van die Heilige Gees, Here. En ja Koning, ontvang asseblief al die lof en eer, alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, ek gaan voort met die skriflesing uit Lukas 1, vanaf vers 26 tot 38. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê: "Wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou. Geseënd is jy onder die vroue." En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal geen einde wees nie." Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie." En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens U woord." En die engel het van haar weggegaan. Matteus 1, vers 19 tot 23. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef,
van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Lukas 2 vers 1 tot 7. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Syrië was, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nazareth, na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van Dawid was, om hom te laat inskryf saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eerstgebore seun gebaar, en hom toegedraai in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Geliefdes, ons gaan dan ook nou saam sing, lied 353, verse 1, 2 en 3, daarna die Franse Kerslied, en dan bly ons staan vir lied 348, vers 1, 2 en 3. So ons het lied 353, die Franse Kerslied daarna, en dan lied 348. Kom ons staan in ek, kom ons sing dit hartlik saam. Oh
Lukas 2 vers 8 tot 14. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kind vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Geliefdes, ons gaan dan nou voortgaan met lied 367, daarna lied 364 vers 1, 2 en 3 en dan The Little Drummer Boy ook. So kom ons staan en kom ons sing dit hartlik saam.
vers 15 tot 20. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonder oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en dan in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Matteus 2, verse 1 tot 12. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, aan die dag van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die voorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan, bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Kom ons gee dan ook nou geleentheid weer eens vir Jim Verscheer vir 2 liedere.
klompie. Prachtig geïnteresseerd mij dan. Ja, weg. Als volgende schrijft de eerste
Jesaja 53 vers 6 tot 7 en vers 10 tot 12. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen in sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n natroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here deur sy hand voorspoedig wees. Wees die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt, die regverdige, baie regverdig maak. En hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy wyd verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Markus 15 vers 15. En omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat gesel het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Lukas 23 vers 33 tot 38, 44 tot 46 en 50 tot 54. En toe hulle op die plek kom wat Hoofskerel genoem word, het hulle hom daar gekruisig, en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. En die volk het dit staan en aanskou, en die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot, en gekom, en vir hom asyn gebring, en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En dit was omtrent die 6de uur. Daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister. En die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En daar was 'n man met die naam van Josef, 'n lid van die raad, goeie en regverdige man. Hy het nie met hulle raad en handelwyse saamgestem nie. Van Arimathea, 'n stad van die Jode, wat ook self die koninkryk van God verwag het. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra en het afgehaal en 'n linne toegedraai en het neergelê in die graf wat uit 'n rots gekamp was, waar nog nooit iemand in gelê het nie. En dit was die dag van die voorbereiding en die Sabbat wou aanbreek. En kom ons gee ook nou geleentheid vir die sing van 'n lied en Easter Hallelujah. So geliefdes, kom ons staan en kom ons sing dit hartlik saam. Eerste vers dames.
word teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. En hy het vrees vir hom, en die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. 1 Korintiërs 15, vers 17 tot 20, 51 tot 52 en 58. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Romeine 8, vers 31 tot 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar of swaard, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat dan in Christus Jesus, ons Here is. Geliefdes, kom ons gaan weer staan. Ons gaan saam sing as 'n slotlied dan ook Jerusalem, daarna die seëngroet en aan die einde wie regeer as 'n afsluiting vir elkeen. Kom ons staan en kom ons sing hartlik saam Jerusalem. Want Zoals
Nee man, is die anker in die bus, as ek het reg, né? En ek weet nie waar, ons gaan hulle kry. Maar dat is ISIS. Geliefdes, ek wil weer eens van my kant af sê, baie dankie vir elkeen vanaand. Dit was heerlik, ek hoop julle het saam geniet, en kom ons gee vir elkeen wat ingesit het vanaand weer, so lekker Geliefdes, ontvang die seën van die Here, ek spreek het graag uit 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die genade van ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sluit af met wie regeer. Dames